Hoofstuk 15. Die Jode se 4-puntplan vir voortbestaan. Hier is 'n aanhaling uit 'n eeuoue liedjie, gesing deur die Joodse diaspora tydens die Pasga. Volgende jaar in Jerusalem. Die gebou is klein en onopsigtelik, en ek het 2 keer verbygery voordat ek die ingang gekry het. Ek het nie verwag dat een van die grootste sakelui in die land se hoofkantoor in 'n beskeie gebou in 'n afgeremde deel van Johannesburg sou wees nie. Binne is dit Spartaans gemeubileer en pas by die buitekant. Skoon en netjies, maar glad nie luks of opvallend nie. Alles is doelmatig ingerig. Die bedagsame kantoorbestuurder maak my dadelik tuis in 'n klein wagkamer met 'n lesenaar waar besoekers so lank kan werk. Hierdie is duidelik 'n besige besigheid. Ek voel nogal gespanne omdat ek nie benul het wat die man se reaksie op my vraag gaan wees nie. Gaan hy kort af sê hy is 'n sakeman wat nie tyd het vir politieke praatjies nie? Of dalk heimlik dink dat Afrikaners self verantwoordelik is vir waar hulle vandag is? Gaan hy op 'n polities korrekte wyse vir my sê dat dit nog nooit so goed met Afrikaners gegaan het nie, dat 1994 ook die gemeenskap bevry het en dat die wêreld oop lê? Skielik wonder ek of ek moes kom. Hy's immers nie 'n Afrikaner nie en stel sekerlik nie veel belang in die welstand van Afrikaners nie. Maar ek bly maar sit. Ek is nou hier in die kantoor van iemand wat tog vir sy wysheid geken word. En vandag het ek raad nodig. Dit is immers 1997. Die nuwe bedeling is nog baie nuut. En ek is kort tevore verkies as hoof van die vakbond Solidariteit. Ek het nou baie raad nodig. 'n Rukkie later sit ek voor hom. Hy kyk my vraend aan. En wat kan ek vir jou doen? Vra hy gemoedelik. Ek is hier om jou raad te vra, begin ek dadelik, want my afspraak is net 'n halfuur lank. Ek wil u mening hoor oor wat Afrikaners te doen staan in die nuwe bedeling. Hoekom vra jy vir my? Daar's mos ander mense met baie meer kennis daaroor as ek, antwoord hy rustig. Ek soek nie kennis nie, ek soek wysheid, antwoord ek vinnig. Ek is na u verwys deur mense wat sê dat u veel meer as 'n slim sakeman is. Dat u oor insig beskik en dat u die vraagstukke van minderheidsgroepe verstaan. Ek noem nie die name van sy Afrikaner bestuurders wat met respek na hom en sy wysheid verwys het nie. En hy vra ook nie. Hy knik beleefd. Ek weet nie of ek vir jou kan raad gee oor Afrikaners nie. Ek kan bloot vir jou sê wat my siening van ons Jode se historiese 4-puntplan vir voortbestaan is. Dankie, sê ek nuuskierig. Ek sal dit graag wil hoor. Hy praat saaklik, maar ek kan hoor dat hy nie 'n deernis met die mensdom het nie, maar ook met sy eie mense. Die eerste punt is persoonlike verantwoordelikheid, begin hy. Daarsonder kan niemand slaag nie. Vat verantwoordelikheid vir jouself en vir jou gesin. Kyk na hulle. Sorg veral dat hulle goeie onderwys en opleiding kry. Dan kan hulle lewenslank vir hulle self sorg. My tweede punt is gemeenskapsverantwoordelikheid, vervolg hy. Sorg vir jou eie gemeenskap, want niemand anders sal dit doen nie. Hy sien dat ek hom vraend aankyk. Elke gemeenskap, veral minderhede wat nie op die staat kan staatmaak nie, het 'n kulturele infrastruktuur nodig om te kan voortbestaan. Anders trek hulle land uit of verarm en verval. 'n Gemeenskap leef deur sy instellings. Sonder kulturele instellings kan 'n gemeenskap nie oorleef nie. Regerings gee dit nie vir 'n minderheid nie. Hulle gee dit vir die meerderheid, sê hy saaklik. Julle sal planne moet maak om skole, colleges en universiteite en tehuise vir bejaardes en welsynsorganisasies en die res wat mettertyd nog nodig gaan raak te ontwikkel. 'n Magdom verbaasde vraag kom nou by my op, maar hy praat reeds verder. Die derde punt is nasionale verantwoordelikheid, sê hy. Hier is baie arm swart mense in die land, en ek sal nie suksesvol kan bly sake doen as ons fabrieke eilande in 'n onstuimige see van armoede is nie. Daarom aanvaar ons saam met die gemeenskappe rondom ons besighede verantwoordelikheid vir hulle onderwys en opleiding.
Ons sorg dat soveel moontlik bemagtig is met die kennis en vaardighede wat vir die toekoms nodig is, gaan hy voort. Ek werk nie met politici of bemagtig ryk polities gekoppelde bekendes nie. Ons werk met gemeenskappe en bemagtig hulle deur werksyn, nie welsyn nie. Ek dink dadelik aan Anton Rupert se woorde. Jy kan nie veilig slaap as jou buurman honger is nie. Hy bly 'n oomblik lank stil asof hy diep in gedagte is. Ek wag nuuskierig op sy 4de punt. Jy wonder nou seker wat die 4de punt is, sê hy met 'n glimlag en staan op. Hy vat 'n dokument op sy lesenaar en gee dit vir my aan. Dis 'n brosjure van 'n nuwe hoë tegnologiefabriek wat in Israel gebou word. En daar gaan 'n lig vir my op. Die 4de punt is Israel, ons agterdeur opsie. Ons Jode se geskiedenis het oor en oor 'n stelling van David Ben-Gurion, die eerste minister van Israel, reg bewys. Naamlik dat persoonlike vryheid sonder gebiedsvryheid sonder enige gronde is. Hierdie agterdeur moet oop gebou en oop gehou word as 'n langtermynprojek. Ons ondersteun Israel, want ons geskiedenis het hierdie eeue heen gewys dat minderhede nie net kan staatmaak op die blywende welwillendheid van die meerderheid nie. Daar moet 'n plek wees waarna jou mense kan gaan as dit nodig raak, of van waarlik gehelp kan word, sê hy. Dit gaan nou goed in die land, en ons hoop dit bly so, maar dit sal onverantwoordelik wees om net daarop staat te maak dat dit altyd goed sal gaan. Hoop en werk vir die beste, maar beplan ook vir die slegste. Skep eerder 'n Israel alternatief, al dink mense dis nie nodig nie, as wat daar niks is as jy dit moontlik nodig kry nie. Verduur eerder die hardkoppige pioniers as wat jy saam met die wanhoopige vlugtelinge moet skarrel. Het klink onmoontlik om so iets te vermag, sê ek verbaas. Hy antwoord rustig. Die verstrooide Jode het vir eeue lank in hulle swaar kry met Pasga gesing, volgende jaar in Jerusalem. Dit was 'n versigtiging wat eers bewaarheid is toe hulle na Jerusalem getrek het. Dade is nodig om drome te vervul. Ek dink onwillekeurig aan baie Afrikaners wat al vir jare oor selfbeskikking praat, maar niks prakties daaraan gedoen het nie. Hoe het Israel na die val van kommunisme bykans 1 miljoen Jode in die Oosblok binne enkele jare in Israel gevestig? Vra ek iets waaroor ek altyd gewonder het. Wel, ons het vir hulle woonstelblokke in dorpe, stede en kibbutze gebou, antwoord hy geduldig. Maar lei staatsbehuising nie tot sosialistiese afhanklikheid nie, vra ek. Nee, dit was opgeleide mense wat vinnig in die ekonomie ingesluit is en vir hulle self werk geskep het deur nuwe besighede te begin. Daardie woonstelle was net 'n landingsplek waarvandaan hulle vinnig weer opgestyg het, sê hy. Maar dit klink vir my steeds onmoontlik, sê ek oorweldig. In Suid-Afrika is baie dinge wat moontlik lyk eintlik onmoontlik en dinge wat onmoontlik lyk wel moontlik. Ons geskiedenis wys dat oorpresterende minderhede soms ongewild raak en blameer word as dinge in 'n land verkeerd loop. Hou dit maar in gedagte, sê hy ernstig. Dit is miskien meer uitvoerbaar as die alternatief om 'n permanente minderheid te wees in 'n land met 'n onbekwame regering wat julle vir julle probleme blameer. Maar waar sal ons suits kan aanpak? Vra ek steeds verward. Wel, ons Jode het vir te lank in ons geskiedenis gewonder of dit nodig is en waar dit moet wees, antwoord hy betekenisvol. My vriend, wat meer van Afrikaners geweet het gesê, julle sal na die weste kant van die land moet kyk, waar die bevolkingsdigtheid laag is, sê hy sag. Ek verstaan die verandering in sy stemtoon, want ek het die berig gelees oor 'n motorkaping wat verkeerd geloop het en tot die skietdood van sy bekende sakevriend gelei het. Maar sal die mense dit steun, vra ek. En die regering sal dit mos teenstaan. Begin net. Die steun sal kom sodra dit begin werk, benadruk hy. Julle uitdaging is nie die regering nie.
Maar of Afrikaners die kulturele energie gaan hê om weer so groot projek aan te pak. Korttermyn ekonomiese belange weeg gewoonlik swaarder as langtermyn oorlewingsoorwegings. Maar onthou, die hede is kort en gaan verby. Maar die toekoms gaan vir altyd met julle wees. Dit is belangriker. Toe ons uitstap, stel hy voor dat ek Israel moet besoek om te gaan kyk na die rol wat die Israeliese vakbondbeweging, die Histadrut, in die ontwikkeling van daardie land gespeel het. Hulle het nie gestaak nie. Hulle het die land help opbou, kibboetse gestig en 'n nasionale beweging begin om skole, universiteite en selfs 'n hele ekonomie op te bou om mense werk te gee. Ons groet in die voorportaal. Ek stap stadig af met die trappe, met 'n kop wat vol gedagtes maal. Hy het my baie gegee om oor na te dink. 'n Paar maande later is ek saam met 'n groep vriende op 'n ekonomie-studietoer Israel toe. Ek was verras om te leer van die opbouende rol wat die Israeliese Histadrut vakbondbeweging van David Ben-Gurion en Golda Meir gespeel het in die ontwikkeling van daardie land. Hoewel die omstandighede heeltemal verskil, het dit my baie idees vir die ontwikkeling van die solidariteitsbeweging en ons toekomsplanne gegee. Dit het egter 'n lang tyd gevat om daardie 4-been plan vir ons omstandighede aan te pas.